Okay, in the main event was Canelo Alvarez teen Jaime Munguia. 12 rondes. Unanimous decision vir Canelo. Ja. Ek skryf sommer ek het unanimous geskryf. Maar jy het gesê vir wie nie? Ons almal. Wel, dit kon ons al 'n week terug gesê het. Maar dit lyk dit was 'n baie goeie performance gewees volgens die highlights wat ons kyk het. Ek het mos nou obviously my due diligence loop doen en loop oplees wat sê Dan Rafael en daai manne en hulle sê Canelo het maar 'n slow start gehad. Munguia het uit die blokke uitgekom vinnig en hy het hard geslat en hy het 'n high output gehad. So ek dink hy het hier in die begin het hy dalk die eerste 2 wat rondes gesteel totdat Canelo vir hom hard neergesit het met daai knock. 4de ronde. Ja. Ja, ek weet nie hoeveel rondes hy gewen het. Ek het net gehoor hy het 'n slow start gehad, maar toe begin tel Canelo momentum op en toe loop hy weg met die fight. Soos en daar was niemand het getwyfel wie kon gewen het of almal het geweet Canelo het gewen. Ja, en die knockdown dit was 'n uppercut. Ja, maar hy geval, maar toe ek kan sien amper Munguia skrik. Hy nie. Maar dis die eerste keer wat hy knockdown is, né? En sy hoeveel 44ste fight. So, ja, dis gisterand was sy 44ste fight. So dit was toe nou kwaai en maar dit het hom nie gekeer nie. Ek is bly hy die still game en hulle het gelaat loop. Dit was op die highlights het dit gelyk na 'n goeie fight. Ja, en Munguia laat loop. Ja, Canelo is raak geslaan, nie fout maak nie. Ja. En jy kan sien dit lyk hulle het hom probeer. Onthou ons praat mos nou nie oop met alle inligting nie, want jy kan net soveel kry uit highlights uit. Maar ek gaan definitief hy fight kyk as hy vol beskikbaar is dat ek hom beter kan analyse. Al is dit nie om nou daar te praat vir future use, maar dit lyk hulle het dalk vir Munguia gecoach om meer straight punches long range te slaan, want dis gewoonlik die tipe punches wat Canelo mee probleme het. Mense wat 'n distance hou en nie te naby kom en engage laat hy kan sy counters gooi nie. So in die stukkies highlights wat ek gesien het, dan maak hy Munguia oop, hy gooi sulke lang harde straight punches, maar dit het nogals mooi vinnig deurgekom. Maar baie keer dan hy vir Canelo op die toue, daar keer Canelo dan sit en maak Munguia daai ou stadige lomp. Dis wat ek nou wil sê, dis een ding wat ek gehoor het, wat die commentators ook gesê het. Hulle albei slaat lekker, volume en alles, maar Canelo se punches is baie harder of meer solid. Jy kan sommer hoor hy val. Ja. Munguia slaat lekker harder ook en dan so paar wat nou 'n bietjie ligter is en so. Voel Canelo se punches het baie meer damage gedoen. So. En hy slaat ook amper nooit mis nie. Sy accuracy is goed, maar wat vir my bekommerd maak vir Munguia en sy team is jy kan nie vir Canelo teen die toue hê en jy staan daar in pity pat sulke klomp houe nie, want hy gaan daai houe keer soos niks en dan gaan hy vir jou bom met 'n 1-2 of 'n 1 en hy het dit hoeveel keer gedoen wat hy vir Munguia lekker pak slag gee. Wat ek net wil sê wat vir my flip en kwaai was. Ekskuus tog. Ek hoor 'n vrou, ek weet nie wat of dit 'n Meksikaanse vrou of wat ook al is, nogal so 'n tannie. Okay. Met sulke kort grys hare, maar sy vat nie nonsens die jong. Ek weet jy kan hoor sy ken haar boks. En hulle analyse dit nou voor die tyd. Ek dink dit was op 'n The Zone show of iets. En toe gaan sy en sy sê mense misgis Canelo se power omdat hy mos nou van laag af opgekom het en hulle dink daar kan hy sy power tot so hoog dra en hy het mos nou nie crazy baie knockouts al het hy 'n gesonde percentage. Toe sê sy jy kyk 'n fight soos Bivol wat hy teen Bivol gefight het en hy het mos nou verloor teen Bivol, is mos sy tweede pro los in die 50 fights. En Bivol het self na die tyd gesê hy het dit laat relatief maklik lyk deur sy performance. Hy het mos nou maar net vir Canelo outwork en in boxing leer jy mos om 'n pokerface te hê, as jy seer kry maak jy niks se goeders. Maar Bivol het self gesê it came at a cost. En die vrou sê vir hom wat bedoel jy?
toe draai hy en hy wys sy ribbes hierso. Sy sê dit was sulke pers en rooi hale wat gesit het. Hy kon amper nie sy arm opgetel. Hy sê hy het mooi sy pause gehou, hy het vinnig geslaan, hy het sy ding gedoen, 12 rondes verby. Daarna toe was sy arm en sy heupblad in sy kas in van daai houe en hy sê, was dit hy of was dit nog iemand anders? Ek dink dit was hy. Hy sê Canelo slaan vrek hard. Hy sê he kicks like a mule. Hy wys dit nie, maar dis vrek hard die houe wat deurkom. So die man het Jy sien nou wat was dit in wat is hy een broer wat sy arm ook so dik op geswel was van daai houe. Yes, jy moet hom hard slaan as jy 'n man se arm beseer slaan net op die muscles. Ek meen flip en ja. En sorry, die laaste twee goed wat ek wil sê, die combo wat vir Munguia plat gesit het, was vir my diep kwaai. Want ek en jy, toe ons nog geboks het, vader, dis al meer as 'n jaar terug, ons moet seker weer vir 'n slag doen, maar ons het 'n combination gehad, die right uppercut in die left hoek, soos onthou jy tel die een, in die phone booth, jy tel die glove op en dan slaat jy hom met die ander hand. Nou Canelo het dit net mooi omgeruil. Hy het hom met die hoek geslaan en toe tel hy sy kop op met die uppercut. En toe hy teruggaan, toe wil hy nog 'n body shot op die liver ook gesteek het. Ek dink hy het hom hier so teen sy skouer of net hier onder die blad. Maar dit was so mooi vir my. Dit was net daai papa steek hom met twee hou en woep, daar gaan die man grond toe. Hy kan mos maar nog enetjie ingekry het. Nog so klaar gemaak het. 'n jephoutjie. En die laaste ding wat ek wil sê is, ek het dit vandag vir jou gesê, Skalk, is ek wil geen ander fight as Benavides volgende sien nie. Ek meen, ek weet Canelo is fearless. Ek weet hy sal enigiemand fight. Hy het opgegaan en vir Golovkin gefight. Hy het opgegaan en vir Kovalev gefight, vir Bivol. Verstaan jy? Hy obviously kies hy sy fights wat hy wil fight. Dit moet hom exciting maak en hy wil altyd legacy fights hê. Maar my hart, ek het amper hartseer geraak toe ek hoor hoe Benavides praat. Benavides is undefeated. Hy het almal gewen in sy division. Hy's al vir iets soos 3 jaar die mandatory challenger. Soos hy kan volgende teen Canelo fight, maar hulle bly kies iemand anders en hy gaan nou op en weight nou 175 toe vir hom vra hoekom, toe sê hy there's nothing more I can do. Hy sê I've been calling for the Canelo fight for years now. Hy sê I've beat everybody. There's nothing more I can do. Hy sê Canelo has all the belts. I cannot get it unless I beat him of as iemand hom beat. So hy gaan maar op en hy loop soek groener weivelde in 'n hoër division. En toe vra hulle vir hom, is dit moeilik om weight te maak? Sê nee, hy kan maklik 168. So dit sê net vir my jy moet eintlik dan 168 fight. Dis jou natural. Toe sê hy nog, as hy moet, alrede hoekom hy nou sal afgaan is om teen Canelo te fight. So, hy wil fight. So, ja, hy wil fight en hy wil die beste fight en hy wil namaak. So, dit is vir my so hartseer. En ek meen, ek love vir Canelo, maar ek hou dit teen hom. Ek hou dit letterlik teen hom. Hy sê vir vir Benavides 200 miljoen sal hy hom fight. Niemand het nog vir hom 200 miljoen betaal vir nie Golovkin nie, niemand nie. So baie mense gaan nou begin sê Canelo dak. Hy dak vir Benavides want hy het nou al almal gefight. Wie sal nog wat oorbly? Die ouer Charlo broer, maar wie die hel wil stel belang in hom. Hy het swak gelyk in sy laaste fight. Hy fight omtrent nooit nie. So dis of Benavides of maar wie wat? Benavides moet loop champ raak daarbo en dan moet hy vir Canelo sê, nou kom jy nou op, ek is champ. Dan gaan dit nog moeiliker wees. Ja, dan gaan dit moeiliker vir Canelo wees, want Benavides is definitief baie groter as hy. So ja, anyway, dis al wat ek wou gesê het. Love Canelo, ek's 'n groot fan van hom, maar kry 'n bietjie daai Mexican kunas weer agter mekaar en fight vir Benavides, so dit almal wil sien.